Welkom by vandag se sessie oor die tipes regskoste wat deur regsfirmas in Suid-Afrikaanse reg gehef word. Dit is noodsaaklik vir beide prokureurs en kliënte om hierdie koste te verstaan, aangesien dit litigasie, finansiële verpligtinge en die verhouding tussen kliënt en prokureur direk beïnvloed. Regskoste kan in verskeie kategorieë verdeel word, elk met sy eie reëls, implikasies en impak op kosteverhaling. Kom ons ondersoek die 6 hooftipes. Partytjie en partytjiekoste verwys na die koste wat deur die suksesvolle party in litigasie aangegaan word, wat tipies van die verloorparty verhaalbaar is. Hierdie koste is beperk tot die wat nodig is vir die voer van die saak, insluitend hoffooie en redelike prokureursfooie. Indien 'n kliënt 'n saak wen, kan hulle die regskoste wat hulle aangegaan het, soos prokureursfooie en uitgawes van die verloorparty eis. Hierdie fooie is egter gewoonlik laer as die werklike prokureursfooie. Die koste van die saak sluit alle koste in wat verband hou met die regsprosedure, soos hofgelde, deskundige getuiefooie en ander uitgawes. Hierdie word gewoonlik aan die suksesvolle party toegeken as deel van die party en partykoste. Die koste van die regsgeding kan die koste insluit om deskundige verslae, reiskoste vir die prokureur of ander uitgawes wat tydens die litigasie gemaak is. Prokureur en kliëntkoste is die koste waaroor tussen die prokureur en die kliënt ooreengekom is. Hierdie koste kan hoër wees as party en partykoste, aangesien dit nie net die prokureur se professionele fooie insluit nie, maar ook ander dienste wat gelewer word. In 'n fooie-ooreenkoms kan die kliënt ooreenkom om hul prokureur se volle uurlikse tarief en enige bykomende koste te betaal, ongeag die uitslag van die saak. Prokureur en eie kliëntkoste is soortgelyk aan prokureur en kliëntkoste, maar is spesifiek die koste wat die kliënt ooreengekom het om aan hul eie prokureur te betaal. Dit kan soms 'n premietarief vir die prokureur se dienste insluit. Die kliënt kan instem om hul prokureur 'n hoër tarief te betaal vir hul kundigheid en die bykomende dienste wat gelewer word, ongeag of hulle die saak wen of verloor. Koste de bonus propus verwys na koste wat 'n party uit hul eie fondse moet betaal, eerder as van 'n derde party of hul teenstander. Hierdie koste word aangegaan wanneer die party verantwoordelik is vir die dekking van hul eie regskoste. As 'n indien bevind word dat 'n trustee in 'n trust die trust wanbestuur het, kan hulle gelas om regskoste te betaal van hul persoonlike bates, nie uit die trustfonds. Gereserveerde koste verwys na koste wat die hof besluit om nie toe te ken ten tye van uitspraak, maar sal beslis word by 'n latere stadium. Dit gebeur dikwels in gevalle waar die uitkoms van die koste is onseker ten tye van die uitspraak. Die hof kan die koste van die verrigtinge uitstel tot nadat 'n appel aangehoor is, om te bepaal watter party aanspreeklik is vir die koste van die verrigtinge. Opsommend is die hooftipes regskoste in die Suid-Afrikaanse reg. Party en partykoste, koste van geding prokureur en kliëntkoste, prokureur en eie kliëntkoste, koste de bonus propriis, gereserveerde koste. Begrip van hierdie kategorieë verseker dat kliënte hul finansiële verpligtinge ken en help prokureurs om kosteverhaling en kliëntverhoudings effektief te bestuur.